Here Jesus, baie dankie dat ek weet, die oorwinning is vanoggend my nie. Here, dankie dat ek weet dat U die koning van die konings is in hierdie plek. Here, dankie dat ek weet, ek kan die naam kom groot maak vanoggend. Here, dankie dat ek weet, my God regeer en my God sit op die troon en hy is in beheer van alles vanoggend. Here, dankie dat ek weet, Here, U is met ons. Here, dankie dat ek weet, U is die koning van die konings. Here, nou niemand is soos U vanoggend nie. Here, dankie vir die vreugde en die blydskap wat U vanoggend in ons harte kan kom plaas. Here Jesus, dankie dat ons weet ons God is en Here leef en regeer net vanoggend, Here, en U weet vandag wat die plan is met ons. Here, dankie dat ons weet, Here, U is besig om ons battles vir ons te fight. Here, wanneer ons moeg en afgemaak van Here, is U besig om te fight vir ons, Here. Dankie dat ons weet, Here, daar geen ander God is vanoggend. Here, dankie dat ek weet, my God regeer. Dankie dat ek weet, my God is in beheer, Here Jesus. Here, en ek kom vanoggend, Here, en ek bid nou, Here Jesus, dat U ons elkeen se gedagtes sal vasvang, Here, dat ons vanoggend, Here, op die woord sal gefokus wees, Here. Dit wat U vanoggend met ons wil deel, Here Jesus. Here, U Heilige Gees is so welkom vanoggend, Here, om net vanoggend, Here, te kom werk in elkeen van ons, Here, met ons te kom praat, met ons te kom share, wat U hart is vanoggend vir ons, Here. En wanneer ons hier uitstap, Here, ons nie dieselfde sal wees, as toe ons vanoggend hier ingekom het, Here. Here, kom net, Here, en vul ons met U heerlikheid en U teenwoordigheid, Here Jesus. Dankie dat ek weet, my God is in beheer, Here Jesus. Dankie dat ek U kan loof en prys vanoggend. Dankie dat ek kan weet, Here, U sal die rooi see vir my oopklop, Here Jesus, dat ek sal op water kan loop, as ek moet op water loop, Here. Maak nie saak wat nie, Here. U is, was en sal wees tot in alle ewigheid, Here Jesus. Ek dank U, Here, vir dit vanoggend. Ek dank U vir die genade op genade, Here. Seën ons vanoggend, lei ons vanoggend, Here Jesus. Here, ek gee die diens in U hand oor, Here Jesus. Ek bid, Here, dat U nou sal kom, Here, net in ons gedagtes vasval, Here, en ons harte sal verander, Here. Net soos U kan, Here Jesus. Ek bid dit in U groot en heilige naam in vanoggend. Amen. Ek wil vanoggend met julle 'n baie spesiale boodskap share. Dis iets wat my slapelose nagte gegee het die week. Ek het wakker gelê oor dit en ek weet net, God wil iets vanoggend vir iemand gee in die plek. Weet jy wat, miskien is jy net van, jy weet nie wat ek kan doen. Jy weet nie of jy links moet gaan nie, of jy moet regs gaan nie. Jy weet nie, moet jy glo, moet jy nie glo nie, jy weet nie wat moet jy doen nie. Vanoggend wil ek vir sê, laat dit in God se hande hoor. Hy is vanoggend in beheer. Hy is vanoggend hier en hy wil vanoggend iets vir jou kom doen en hy wil iets met jou deel wat jou hele lewe kan verander. So kom vanoggend, wees rustig, kom luister na wat God se doel is en sy purpose vir jou vir 2026. En ek het regtig dit is nogal vir my 'n powerful tema vir volgende. 'n Maria hart en 'n Martha wêreld. En jy almal ken die storie van Maria en Martha. Nou ek gaan nie nou dadelik begin met dit nie, maar ons almal verstaan dat Maria by God se voete was. Ons weet almal dat Martha so besig is. En dis hoekom ek hierdie tema gekies het, want dit is wat party van ons is. Ons kan vanoggend kies, is ons 'n Maria of ons 'n Martha. En waar jy ook al is in jou lewe, waar jy jouself vind vanoggend. Maar ek wil vanoggend hê, fokus op wat God vanoggend in jou hart wil kom doen. Maak jou hart oop en dat hy net vanoggend kom werk. Nou ek wil begin met Lukas 10 vers 25. Nou dit is die storie van die barmhartige Samaritaan. En ek wil julle die hele storie lees en dan gaan ek julle so 'n bietjie vertel en dan gaan ek julle hopelik 'n bietjie floor en bietjie net laat dink oor wat God eintlik wil doen. Dit sê, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses skrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op 'n pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval
Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n Lewiet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus hom, gaan maak jy ook so. Nou, ek het nou baie gaan dink oor hierdie storie. Daar is 'n man wat aangerand is, ter dood gelos is langs die pad, en daar 3 mense verbygekom. 'n Priester, proper ou, en hy los hom, want hy stel nie belang nie. Toe kom die Lewiet verby, en hy het ook amper soos 'n priester, en hy het ook 'n aansien, en hy los hom. En hier kom 'n man wat eintlik niks met die man met uit te waai wil hê, 'n Samaritaan, en hy sien hom, en hy kry hom innig jammer, en hy begin hom behandel, en hy verbind hom, en stel hom op sy donkie, en vat hom na die herberg toe. Hy betaal selfs vir die wildvreemde man, wat hy glad nie ken nie, en dat hy ongesond word. En hy sê vir die herbergier, en as jy ekstra onkoste aangaan, moet nie stres nie, ek sal dit betaal. En ek wil jou vanoggend vra, waar is jy? Ons almal het in die lewe 'n paar uitdagings, né? Ons kyk na die lewe, jy het 'n paar uitdagings. Almal as ek vir jou vandag gaan vra, en vir my sê, jy het 'n paar uitdagings in jou lewe. Dit kan enige vorm wees. Maar weet jy wat het ek besef toe ek hierdie storie lees? Dat soveel van ons is so gefokus op ons eie probleem, dat ons nie fokus op die probleme om ons. Hoor jy wat ek sê? Jy is so besig om na jou eie issues en jou eie tissues te kyk, soos ek sal sê, as dat jy nie raak sien dat die ou langs jou dalk nodig het. Jy is eintlik net soos die priester en die Lewiet, jy loop blindelings verby. Ek wil amper sê, jy sit vir jou oogklappies op en daar gat jy. Hoekom? Want ons is so die eie ek, selfgesentreerd in vandag se lewe, dat ons nie raak sien wat God vir ons wil doen. Ons sien nie raak dat God eintlik 'n groter prentjie en 'n groter doel vir ons het. Ons wil so graag hê God moet ons gebruik, en wanneer ons die geleenthede kry om God ons te laat gebruik, dan is ons te besig om onsself jammer te kry dat ons nie gebruik kan word deur God nie. En dan ons is veronderstel om eintlik so, ek wil 'n 360-degree angle te hê, elke dag van ons lewe. Ons moet rondom ons kan sien, wie het ons nodig, want God stuur mense op ons pad, wat ons nodig het, maar ons is te blind om te sien dat mense ons nodig het. En dis hoekom ek sê, ons is die regte Martas, ons worry net oor onsself. Ons is nie 'n Maria nie, ons is nie een wat by God se voete is nie, ons is nie een wat luister, wat God se hart vir ons is nie, ons kyk nie wat God se hart vir die wêreld is nie, want ek worry net oor myself. As ek okay is die wêreld okay, volgens my. Maar God het jou en my hier gesit vanoggend met 'n plan, sodat ons mekaar kan raak sien, sodat ons daar kan wees vir mekaar. Wanneer laas, as ek jou nou eerlik moet vra, wanneer laas het jy iemand anders se hartseer raak gesien? Wanneer laas het jy iemand anders se pyn raak gesien? Wanneer laas het jy gesien dat iemand eintlik in nood is, want jy is so gefokus op jouself? Ons mis dit heeltemal. Ons mis dat God ons wil gebruik. Ek weet nie wie van julle miskien in die oggend opstaan en jy doen jou gebedjie en sê, Here, gebruik my vandag.
En dan wil God jou gebruik en ons het soos, ek moet net nie raak sien, daar heb ek my nodig nie. Terwyl al wat jy moet doen is, juist om vir Kosie of Sunny langs die pad raak te sien wat jy nodig het. Wat dalk 'n gebed net nodig het. En ons dink dit altyd, weet jy wat is die probleem? Ek dink ons dink altyd gaan ons geld kos. Die vloekwoord in my woord skryf. Geld. Ek en my vrou het besluit, dit is 'n vloekwoord. So ons mag dit nie eintlik in ons huishouding gebruik nie, want dit is 'n vloekwoord. Maar ons is alles op die vloekwoord baseer. Gaan ons niks vir niemand doen nie. En dis baie keer nie. Hallo Martin, hoe gaan dit vandag Martin? Jy lyk nie vandag lekker nie. Is jy hartseer vandag? Dan kan ek vir jou bid. Dis al wat dit baie keer vat. Wat kan ek vir jou doen? Kan ek jou help? Kan ek jou ondersteun? Hoor nie. Ek moet net my worry oor myself. Solank ek happy is almal happy. Weet jy nou waarmee is ons besig met die 360 grade? Daai rondom gaan. Negativiteit. Ons kyk maar ons, sien jy daar is negatief, daar is iets negatief. Sien jy daai vuil kom? Dit. En net het ons om Martin gemis van die, want hy het sy deel van dit nie. Hy het issues, ek kan nie van issues. Sorry Martin, ek vandag klop. Dan die story is nie dit gebakken. As dalk ons fokus van die wêreldse dinge afval en meer fokus op God, gaan dit ons lewe soveel makliker maak. Die barmhartige Samaritaan was die enigste een wat besef het wat liefde is. Hy is die enigste een wat verstaan het dat ek moet omgee vir my medemens en hom moet help. Die ander was die snops gewees. Daar is nie 'n ander woord vir my. So jy het 'n keuse vanoggend, is jy 'n snop of is jy 'n barmhartige Samaritaan? Jy kies. Die lewe is te kort om op die negatiewe goed te fokus. Die lewe is te kort om die hele tyd kwaad te wees. Die lewe is te kort om die hele tyd net fout te vind in alles wat om jou aangaan. Jy is happy nie, ek is happy nie, niemand is happy nie, dan is ons 'n klomp suurknolle. En in dit alles mis ons om Jesus te wees. En hoe so groot is Jesus wees? Ja, as Jesus moet wees, moet jy ook nie negatief wees. Dis die eerste beginpunt. Fokus op die positiewe dinge in jou lewe. Ek het volgewaardiger geword. Ek het opgestaan. Ek het opportunities in my lewe gesien. As long as I'm alive, I can still do something. But when you're dead, there's nothing, no more nothing dat jy kan doen. Want jy net 'n geraamte, word jy 'n geraamte. Maar terwyl ek hier vir julle kyk, lyk dit asof die helfte van julle lewendig is. Ons sal nie sê hoe nie, maar jy is lewendig. So gebruik dit wat die Here vir jou gee. Die geskenk wat God uit sy hand het elke dag vir jou en my gee om te lewe, moet ons met oorgawe doen. Ons moet vir mense wys wat God in God steek en hoe hy ons lewe verander het. Ons moet sien dat daar hartseer is. Ons moet sien as mense ons nodig het. So jy het 'n keuse vanoggend. Terugkom na daai ander woord wat ek van nou te gebruik, keuses. Ek kies om te lewe of ek kies om dood te gaan. Your choice. Ons is in die begin van die nuwe jaar. 2026.
En ek het vir ons gesê, ons gaan alles hierdie jaar doen met oorgawe. So as jy die Here gaan kom dien, gaan jy met oorgawe kom dien. As jy hiernatoe gaan kom, gaan jy met oorgawe iemand groet. En jy weet, jy mag nie sê, jy gaan nie, as iemand jou vrou gaan, jy mag nie net sê, dit gaan oké, dit gaan uitstekend. Dis my woorde. Dit gaan fantasties met my. As jy nie ons uitstekend kan onthou nie. Maar net, dit gaan met oké. Oké, is op die hoek. Nog een muziekje. Lukas 10, vers 38, waar die Here preek nou eintlik gaan. Op besoek by Martha en Maria. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom, waar hy 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit nie dat my suster my alleen moet laat bedien nie? Sy sê sy moet my kom help, maar die Here antwoord dan, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek en jy moet kies om by God se voete te wees. Mag dit jou droom wees. As jy 'n droom wil hê, as jy 'n New Year's resolution vir 2026 wil hê, sê dit, ek by Jesus se voete wil wees, elke liewe dag van my lewe. Mag jy so hunker na God in hierdie jaar wat voor lê, dat jy geseën sal wees op elke gebied. Martha was besig. Ons almal is baie keer so besig. Ons is te besig om dinge te doen wat nie eens besig hoef te wees om jy dinge te doen. Jy weet waarvan ek praat. As jy aan die einde van die dag kom, ek weet nie wat ek nou eintlik hierdie gedoen. Miskien is ek nie dit gedoen nie, het ek 'n bietjie meer tyd vir God gehad. En ek weet nou wat jy vir my sê, ja, maar ek het 'n werk. Ek sê nie jy pastoor nie, ek werk ons, jy werk ons net op 'n Sondag, pastoor. Ja, ek bid vir die res van die week vir jou sondes. So dat ek besig. Weet jy wat? Ons moet tyd maak in ons besige lewe vir God. Julle moes nou allemaal opgespring het en gesê, yes, ons moet. Ons is so besig met die wêreldse dinge, dat ons vergeet om besig te wees met God. Kom ek vertel jou nou 'n geheimpie. Ja? As ek vir jou nou 'n tyd gegee om tyd saam met God te spandeer, nou moet jy sou gespandeer daai tyd saam met God. Maar jy dink jy kry niks daaruit om tyd saam met God te spandeer. Maar eintlik groei jy in 'n verhouding met God as jy tyd saam met God spandeer. Jy word sterker in jou geloof. Jy kan die aanslag van die vyand weerstaan, want jy gaan weet hoe as jy tyd saam met God spandeer. Martha was te besig. Sy het korrelgoedjies gewas en sy het kosies gekook en dan die kant toe gehardloop. En Maria, waar het sy gegaan? Sy het gesê, ek gaan hier onder sit, hier by die koning van die konings. Ek gaan kom luister wat die Bybel sê. Dis waar ek moet wees. Dis waar jy moet wees. Nou asseblief nou nie môre almal gaan in jou werk bedank nie. Dis nie wat ek vir jou sê nie. Wat ek vir jou sê is, in jou besige dag maak iewers tyd vir God. Ons is so besig. Ons spring met 'n bag in die oggend en baie keer in die bed uit. Jy maak klaar, jy gaan werk en jy gaan doen jy werk, kom terug, jy's moeg. Miskien môre aand. Wat is
God sê, nie vandag nie, dan gaan jy 'n bietjie nog langer laat slaap, nie wakker word nie, miskien môre. Ook party van jonges sal dit nie, want dan kan hulle weer slaap. So, ja, beklei so klein bietjie met ons almal, en ek beklei met myself volgende, ek trap hier op my tone, en voel hoe seer is my vertaal. Maar ons is net te besig met allerlei goedertjies. Terwyl ons eintlik moet besig wees met God. In ons besige dag. Maar tog is dit die beste plek. As jy nou Sondag hier by die kerk is, dan kan ek iets sê wat ek tot nie die waarheid is. As jy nou Sondag kerk toe kom, dan kom jy mos nou met 'n verwagting eerstens kerk. Jy wil nou kom hoor wat ek of Pastor Dave te sê, né? En as jy nou gehoor het wat ons nou gesê, dan is jy nou gecharge en ge-energize en jy dink nou so 'n bietjie daaroor en jy vat dit uit en jy gaan met dit. So jy is happy, né? Maar is dit nie veel lekker om hier te wees nie? Dit maak jou mos daai warm gevoel gee van ja, ek is by 'n familie of ek is by mense wat omgee vir my en so. Ja? Maar nou, hoe langer ek van die kerk af wegbly, hier by Woensdag, dan raak ek nou verlang ek nou, as ek nou regtig, dan begin ek nou verlang. Soos ek verlang al van Maandag af na julle toe. Ek kan nie wag vir Sondag, okay? Want dit is vir my lekker om saam met julle te wees. Ek sal elke dag kerk as by my was. En dit is lekker om saam met die tyd saam met die Here te spandeer. Maar dis het nie vir jou nie. Jy moet so honger hê om elke dag net meer en meer van God in jou lewe te hê. Dat maak nie saak waarmee jy besig is nie. God met jou is. As jy nou besig is by die huis, by die werk, jy weet God kan by jou wees. Jy weet God is daar vir jou. Hy is nie net hier op 'n Sondag in die kerkie. Hy is nie net as jy gou daar jou in die oggend jou Bybelstudie doen nie, of vanaand wanneer jy jou Bybelstudie. Hy is die hele dag by jou. 24/7, 365 en as dit 'n skrikkeljaar is 366 days a year. Dis hoe amazing God is. So hy is die hele tyd by jou. Al wat jy moet doen is, hallo Here, dankie Here. So deur die dag kan jy met hom praat. Vir die manne wat by die skool is, of die dames wat by die skool is. Ja Here, dankie dat jy vandag met my hier by die skool is. Here, ek het 'n probleem, maar help my vandag. Ons het soveel geleenthede om met God te praat deur die dag. Wat ons doen. Die meeste van julle ry in 'n kar en kom by die werk. Dan gaan jy huis toe. Dis 'n goeie tyd om met God te praat. En weet julle wat is nog vir my? Nou uitstaande van hierdie storie van Martha en Maria. Martha was so besig om kos te maak en al die lekker dingetjies te doen, dat sy nou eintlik, maar weet julle wat was nog interessant? Terwyl sy besig was, het sy nog tyd gehad om te kyk wat Maria doen. Here, het jy gesien Maria doen alweer niks nie. Ons het gou genoeg tyd om te sien wat die ander ou nie doen nie. Of het jy alweer gesien wat doen hy se hobby? Regtig, bepaal jou by jou eie lewe, nie by die ander ou se lewe nie. En hier het ek net gou gesien. Het julle gesien? Antoinette het nou weer net vandag met Charlene gepraat, nie met my nie. En jy gesien, John was ongeskik geweest. Hy nee John, hoe kan jy so ongeskik met die mense wees? Maar het jy nog nie gesien, dat sy hartseer was, dat sy gehuil het voor dit nie?
Nee, want jy's nou besig om te worry oor iemand anders. En dan die negatief is in 'n plaas van, hey Johnny, hoekom? Wat met jou? Is jy okay, Johnny? Wat doen jy? Dis is sy alright? Ja, sy is mos kan breek, sy kry ons kos reg in die plek. Rarig, ons het die tyd vir sulke twak in die kerk en die mense. En dit gebeur in kerke. Ons is nou besig om vir ander Sannie en Jannie te kyk. Los vir Sannie en Jannie bepaal jou by die lewe. Kan ek jou geheim vertel? Ou Sani en Santi en Kosie en Pietie gaan jou nie in die hemel kry nie, net jouself. So moenie worry oor wat hulle doen nie, man. As hulle te besig is om aan te net, dis okay. As Johnny te veel hy los om aan, nie los nie, ek gaan nou nie gaan help. Maar verstaan wat ek sê, moenie so die hele tyd dop op wat die ander doen nie. Dis lekker om te lewe, ja dit is. Ek love dit om die vloer te staan. Van julle reacties te sien wat ek sê. As ons bepaal by God, hoor my woorde, as jy soos Maria is om jou te bepaal by God, sal Martha's issues en tissues jou nie plaan, jy wil nie wees soos sy. Jy gaan nie worry oor wat Santi en Kosie en Jannie doen. Jy gaan net worry oor jouself. Ek wil hemel toe gaan. Ek wil die Here dien. Ek wil hom met oorgawe dien. Ek soek die Here se aangesig. Die res syne. Nog in ons Petrus het dubbelstandwaardig vanoggend. Jy sê ek moet die ander ou raak sien, nou sien ek die ander ou raak, maar jy moet die regte goed raak sien, nie die verkeerde goed nie, nie goed opmaak nie. Ek gaan nou verder stil by hierdie topik. Okay, hoor hierdie amazing statement wat ek gehoor het, wat ek raak gelees het. Discipline your flesh. Bring it into alignment with God's word through prayer. Do not let your flesh drag your soul to. En, wil net gou weer vir sê wat jy het gehoor. Discipline your flesh. Hierdie ouetjie, moet jy bietjie dissiplineer, want ons is mos besig met hierdie goed en ja. Bring it into alignment with God's word through prayer. Do not let your flesh drag your soul to hell. Wie wil nie hel gaan praat as jy wil gaan asseblief net nie hier nie. Ek het nie lus vir hel dingetjies nie. Hier het ek tyd vir God en God alleen. En jy kan nie. Ek gaan myself kloop, okay? Ons kan nie. Ek hoor net van die hel, dan gaan ek waar kry. Ek wil nie hel toe gaan nie. Dit brand daar, wat jy nie geweet het nie. Dit is vuur warm. Dit is nie lekker nie. So ek wil hemel toe gaan. So ek wil met hemelse dinge besig wees. En dis waarmee ek en jy moet besig wees. Ek moet sorg. En as ek besig is met dinge van die vlees, dan moet ek vir die Here bid. Vra, Here, help my sodat ek van dit kan ontslaa raak, sodat ek kan aanhou om U te dien, sodat ek in die hemel kan kom. Nie dat die vlees wen nie, dat die Gees wen. Lekker. Galasiërs 5
vers 16 sê die volgende. Galasiërs 5, vers 16 tot 17 sê die volgende. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit so voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. So partykeer moet jy sorg dat jy besig is met die dinge van die God. Jy kan nie besig wees met die dinge van die vlees. Want as jy besig is om allerlei vleeslike dinge te doen en te sien en dan vergeet jy van God. Dis wanneer daai goed wat ek net van gepraat het, wat nie moet gebeur nie. Waar ons respek. As jy vol van die Gees is, sal hy vir jou saam. Dan gaan jy kan sien, Martin het daar gebed. Dan gaan jy nie sien, Martin is al ziek nog vandag. En dan met Martin eindelijk een gebed nodig. Verstaan jy wat ek sê? Moet nie dat die vlees oorwin nie, dat die Gees oorwin. So dis hoekom ek sê, in vandag se lewe is dit nog moeiliker as 'n paar jaar terug. So vandag, in 2026, sê ek vir eerstens, jy moet die Here met oorgawe dien. So as jy die Here met oorgawe dien, moet jy alles doen wat jy doen vir die Here. Maar saam met dit, kom daar 'n paar uitdagings op jou pad. Want die lewe gebeur ook en die wêreld gebeur en jy moet nog 'n werk en 'n skool en 'n ander dinge inpas. Tussen dit alles. Maar God moet jou prioriteit wees. In alles wat jy doen, moet God eerste kom. Romeine 8 vers 6 sê die volgende. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die vlees gaan dood. Die Gees lewe. Vlees dood, Gees lewe. Vlees dood, Gees lewe. Vlees dood, Gees lewe. So wat moet jy doen? Ek wil lewe Gees. Ek kan nie vlees nie. Ek moet in die Gees wees. En ek kan net in die Gees wees as ek die Here toelaat om in my te werk. Here, U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my net soos ek wil. Dan kom die eerste vorm my, en nee, ek wil nie meer nie. Ek gaan terug daar na waar ek gaan hierdie kant toe. Kan die daai kant toe. Dis nie tyd vir sulke goed. Nie vandag se lewe nie. Ek besef al hoe meer, elke keer wanneer ek 'n begrafnis by betrokke is of dit doen, ons tyd raak my. Ek raak ouer, jy raak ouer. Ons weet nie. En die Here sê, dis nie meer vandag ou mense wat sterf, dis jong mense, jong kinders, laerskoolkinders, hoërskoolkinders, enige tyd van die dag kan jy gaan. Is jy reg? Of is jy te veel besig met die vlees? Of jy met die Gees by God uitkom? Ja. Dan, een van my gunsteling Bybelverse in die Bybel. Matteus 6:33. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. Dan sal God vir julle al die ander dinge byvoeg. Jy het nie mooi gehoor nie, né? Ja, ek dank jy, dien. Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. So dit wat vir God prioriteit is, moet vir jou 'n prioriteit wees. Nie dit wat vir Petrus prioriteit is moet vir almal prioriteit wees. Dit wat vir God 'n prioriteit is. As ek en jou besig hou met God se dinge, God ken ons harte, hy weet wat jy nodig het. Hy sal sorg dat dit kom. Op die regte tyd. Hoor julle? Op die regte tyd.
God se tyd is 'n fantastiese tyd. So dis hoekom ek jou wil uitnooi na 21 Day Challenge wat ons gaan doen. Want in die 21 Day Challenge wat ons doen, gaan jy nader aan God beweeg as jy elke dag saamwerk en doen. Maar ek het ons verlede week verduidelik hoe werk ons mense. Ons begin dag 1, 6 uur, gaan hom doen. Dag 2 is jy nog passievol, dag 3 is jy passievol en hier by Woensdag, Donderdag, dan begin jy alles lekker en lekker. Ag, is dan môre dag 4 en 5 toe. Ja, maar dit is nie baie, is dag 4 en 5. Okay, wacht, miskien sal ek jy naweek moet doen, en so op die ouene verloor jy die hele pot. So weet jy wat? As God 'n prioriteit is, sal die res van die dinge volg. Ons is te besig uit wêreldse goeders. Te besig met dikkies en ratjies. Te veel Martha, te min Maria. En jy het 'n keuse vanoggend, Martha of Maria. Ek wil afsluit met hierdie laaste stukkie. Johannes 12. Ons lees in Johannes 12 die volgende. Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het al bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan die tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir hom vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit nou vir hierdie dag, sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle man, vir my het julle dit nie altyd. Weer eens het Maria die regte ding gedoen. Ja, hulle kon seker 'n paar mense voed met die geld. Maar dit het nie daaroor gegaan. Dit het oor God gegaan. Dit het oor Jesus gegaan. En baie keer in my en jou lewe moet ons 'n opoffer maak. Baie keer iewers in ons lewe moet ons die prys laat gaan of betaal. En God die eer gee vir wat hy gedoen. Die Here is in beheer van jou en my. Hy moet my en jou prioriteit wees. Nie alles van die wêreld nie. Besef een ding vandag. Niks wat jy hier op aarde het, vat jy saam. Dis jy en God. God gaan vir jou bless daarbo met nuwe goed. Want dit beteken, jy moet bereid wees om nou die prys te betaal. Vir 'n kort tydjie hier op aarde, moet jy opofferings maak. Is dit seer? Maar daarbo in die hemel is dit vir ewig. En dis baie dank. So, ek gaan dit so demonstreer. My lewe hier op aarde is van die stoel tot by die stoel. By eternity is by die ewigheid.
Ja, jy het 'n keuse om hierdie klein stukkie te suffer en deur moeilike tye te gaan en God te dien en God te verheerlik en God te prys en God se naam groot te maak en om al die eer te gee vir wat hy nodig het sodat hy die ewige lewe kan hê. Maar daar is ook 'n ander deel. Jy kan hierdie klein stukkie lewe en dit gaan goed met jou. En jy vergeet wie God is. En hierdie eternity is bietjie waar. Your choice. Nou die langer pad met lekker nye, sal ek maar sê, klink vir my veel beter as die kort tydjie van lekker nye. Want ek wil nie brand nie. Hierdie laaste paar dae sê ek is vir my te veel. So as dit ek wil nie, ek wil asseblief jou moet gaan. So hou op. Ek smeek jou vanoggend, hou op om te besig te wees om 'n Martha te wees in hierdie wêreld. Om alles raak te sien behalwe God raak te sien. Fokus op God in hierdie tyd. Maak hom elke dag van jou lewe 'n prioriteit. Oor ons wees, by jou werk, by jou huis, oor ons te maak God 'n prioriteit. En kyk wat God vir jou kan doen. So ek wil almal met hulle oë sluit vanoggend. En ek wil vanoggend ek kom eintlik en ek smeek jou vanoggend om God te volg, om 'n Maria te wees, om by Jesus se voete te wees. Om nie 'n Martha te wees wat so besig is, dat daar nie 'n tyd vir God is nie. Weet ons, dit is so maklik om in die wêreld ingesluk te word. Dit is so maklik om ons fokus van God af te haal en ons fokus net op die dinge van die wêreld te sit. But you have a choice this morning. I'm going to follow Jesus. Ek wil net by God se voete val. Ek wil net by God se voete wees. Ek wil net sy stem hoor. Ek wil net met hom in aanraking kom. Want ons is so besig om elke dag te fight vir survival en te fight met mekaar en te fight oor nonsens die helfte van die tyd. Goed wat nie eens moet sin maak en daar moet wees nie, maar ons fight daaroor en ons vergeet dat God die beheer is. Ons vergeet dat God die prioriteit moet wees. Want as ons hom ons fokuspunte in ons verhoudings maak en ons huwelike maak en ons huishoudings maak en ons finansies en alles wat ons doen, as God 'n verhouding, as ons 'n verhouding met God het en hy is deel van ons alles, sal ons nie wil besig wees met hierdie ander nonsens nie. So jy het vanoggend 'n keuse, wil ek Martha wees wat te besig is of ek Maria wees wat by God is. En miskien het jy die afgelope tyd so gefight vir survival, jy was so besig dat jy vergeet het om Maria te wees. Jy was net te besig. Ek wil jou vanoggend vra, as jy vanoggend hier sit en jy wil net sê, Here, ek wil terugkom by God vandag. Ek wil Maria wees. Here, help my om Maria te wees. En dit is eintlik so maklik. Maar ook toch so moeilik. Want jy gaan 'n opoffering moet maak eers. Jy gaan iewers iets moet prys gee. Ek wil eintlik vandag vra, terwyl jy sit, wat hou jou weg van God af? Waarom is jy te besig? Fokus op God. Nie op die vlees nie, maar op die gees.
God is King of Kings. So as jy vanoggend hier sit en jy sê net, Here, ek was so besig om 'n Martha te wees, maar ek wil vandag weer terugkom by Maria wees. Wil jy nie met jou hand opsteek daar waar jy sit? Yes, dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie. Ek sien dit. Here sien. So ek gaan vanoggend net saam met jou bid. En die bid, miskien is jy besig om 'n battle te fight. God is in jou battle. God sal jy deur die battle fight. Jy moet net sê, Here Jesus, gevry. Hemelse Vader, ek wil vanoggend na U toe kom, met 'n dankbaarheid in my hart en met 'n begeerte, Here, dat U ons net vanoggend sal verder seën. Here, dankie vir die woord wat U vanoggend vir ons gee. Here, dankie vir die Gees wat vanoggend in hierdie plek is, Here, en ons kom oortuig het dat ons moet ophou Martha wees en meer Maria wees. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend hulle hand opgesteek het, Here. Ek bid dat Julle sal seën, ek bid Here dat Julle grondgebied sal vermeerder, ek bid dat Julle ingang en hulle uitgange sal seën, ek bid Here Jesus dat waar hulle oorwinnings nodig het, Here, Here sal oorwinnings gee, Here Jesus, sodat hulle kan weet dat God met hulle is, Here Jesus. Ek bid vanoggend vir net 'n oorwinning. Here, ek bid net Here dat ons sal, wanneer ons Gees sal U teruggee, Here Jesus. Here, dankie dat U ons so lief het. Dankie dat U so kosbare God is. Here, dankie dat ek U kan kom aanbid vanoggend in hierdie plek. Here, dankie dat ek kan weet ek moet 'n Maria wees en nie 'n Martha nie. Here, help my om my oë in 2026 net op U gefokus te hou, Here Jesus. You are the center of everything. Here, dankie dat ek vandag ons vlees een kant toe kan skryf. En Here, dat ek my Gees kan toelaat om weer te vat. So Here, ek kom vanoggend en ek bid dat U ons sal seën. Ek bid, Here Jesus, dat U ons paai gelyk sal maak. Ek bid, Here Jesus, dat U ons sal help om ons battles te fight, Here Jesus. Maar bo dit alles, Here, bid ek dat ons verhouding sal versterk met God in hierdie jaar. Dat ons net sal groei. Dat ons net nader en U sal kom. Elke week. Ek bid dit in God se wonderlike en heilige naam.